in God se teenwoordigheid. Terwyl Morney nou hier praat en 'n wonderlike getuienis bring, sit ek daar agter en ek voel dit nogal koud daar in die banke. Nou verstaan ek wat jy deurmaak. Goeie raad, dis warmer hier voor as daar agter. So julle kan 'n bietjie vorentoe skuif. Verlede week sê iemand vir my, ek sê, waar is jou kombers? Hy sê, man, ek's nog nie oud nie. Ek sê, wel, jy's lekker dom. As ek geluister het vir 'n boodskap, het ek my kombersie gebring, my warmwater sak, en dan het ek nou lekker geluister. Ja, so bring jou kombersie, niemand gaan jou snaaks aankyk nie. Ek dink as jy nie 'n kombersie bring nie, is jy half dommerig. So volgende keer bring jou kombersie, wees lekker snoesig warm. Ons probeer die kerk lekker warm kry, maar ek voel daar's 'n kouigheidjie daar agter. Maar ek is bly jy's hier. En die Here het al klaar wonderlik gewerk tydens ons aanbidding en wat Morney in die begin gesê het oor die vrese en die politieke toestand en dit wat hy nou gedeel het en dit wat hy oor jou gebid het. Het jy dit gevat? Dis verseker vir iemand, dis dalk vir meer as een persoon. En as jy regtig voel na die tyd soos hy gesê het, bid net saam met my. Dis hoekom ons nou daar is. Dan gaan die bestuursraad nie voor wees. Dan gaan ons saam met jou bid. Amen. Goed, is jy reg vir die woord vanoggend? So halfpad deur, wys vir my, dan staan ons op, rek ons bene, laat ons net die bloedvloei deur kry, dan gaan ons aan. Maar ek glo ek het 'n woord vir jou vanoggend en die Here het dit nou oor en oor bevestig. Johannes hoofstuk 14, 'n bekende gedeelte, lees saam met my. Jesus is aan die woord en hy sê, laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings, en as dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan het en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle kan wees waar ek is. En waar ek heen gaan, weet julle en die weg ken julle. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waar jy gaan nie, en hoe kan ons die weg ken? Jesus antwoord hom, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Wonderlike gedeelte, ons ken dit. Ek gee vir jou so 'n bietjie agtergrond. Jesus en sy disippels sit aan tafel. Vir die laaste keer eet hulle die Pasga saam voor Jesus se kruisiging. Dis die toneel wat hier afspeel. Hulle saam, Jesus is besig om met hulle te deel. Die disippels weet dit nie op daardie stadium. Hulle weet dit nie, maar hulle lewe is op die punt om in chaos te verander. En hulle besef nie die volle prentjie nie. Dus by die geleentheid waar Jesus sy disippels se voete gewas het, ons ken die verhaal. Ek gee net weer vir julle die agtergrond. Jesus het presies geweet wat op hom wag tydens die kruisiging. Hy maak aan sy disippels bekend dat een van hulle gaan hom verraai. Een van hulle gaan hom in die rug steek. Hy sê vir Petrus dat, Petrus, jy gaan my verloon. Dis die gesprek wat hier afspeel. Maar hier is my die mooi daarvan, Jesus dink nie net aan homself en wat vir hom voorlê nie. Met alles wat gaan gebeur, dink hy ook aan sy disippels. Binnekort gaan hulle herderloos wees. Hulle leier, dis Jesus, gaan 'n wrede dood sterf. Hulle hele lewe gaan radikaal verander. En hulle as disippels gaan self vervolging beleef. Jesus weet, dit is wat nou kom. Ontstellende dinge gaan met hulle gebeur. En Jesus weet dat ontnugtering en verwarring en ongeloof en verlatenheid gaan binnekort deur hierdie disippels se gemoed spoel. En hy dink aan hulle. Daarom kom hy en hy waarsku hulle en hy bemoedig hulle en hy sê hierdie woorde: laat julle hart nie ontsteld word nie. Wat was Jesus se teenvoeter? Wat was Jesus se remedy vir hulle harte wat ontsteltenis gaan beleef? Wat is die teenvoeter vir dit? Wat is Jesus se antwoord op vrees? Hier is die antwoord. Geloof. Hy sê vir hulle, glo in God. Glo ook in my. Dink daaroor.
Dis Jesus se teenvoeter. Dis sy antwoord vir vrees. Vir 'n hart wat ontsteld is, sê Jesus, hier is die antwoord vir jou. Glo in God, glo ook in my. Gemeente, kan ek vir jou sê, hierdie is nie 'n oppervlakkige sielkundige wenk nie. Hierdie uitspraak van Jesus. Dis 'n anker. Dis iets wat hy vir hulle gee. Geloof is 'n anker. En in hierdie lewe, hoeveel keer het ek en jy 'n anker nodig? Kom ons sê elke dag. Jy het elke dag 'n anker nodig. Hy beveel hulle om op God te vertrou en op homself te vertrou. Laat julle hart nie ontstel word nie. Glo in God, vertrou op God. Glo in my, vertrou my ook. Dis die teenvoeter vir dit wat nou in hulle harte gaan begin afspeel. En dan gaan Jesus verder, want sy disippels staar 'n onseker toekoms in die gesig. En binnekort gaan hulle vir mekaar sê, maar wat gaan van ons word? Waar gaan ons heen? Wat gaan ons doen? Daarom kom Jesus in vers 2 en hy sê vir hulle die volgende. Hy sê, in die huis van my Vader is daar baie wonings. En as dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. En ek gaan om vir julle plek te berei. So onmiddellik vat hy hulle fokus van die hier en die nou weg en hy verskuif dit na 'n ewige, veilige tuiste. Sien jy wat hy doen? Hy gee vir hulle raad, hy gee vir hulle 'n anker. Jesus se weggaan is nie 'n verlate agterlating nie. Jesus gaan hulle nie as wese agterlaat en wat gaan vir hulle word en waar gaan hulle heen nie. Jesus se weggaan is 'n doelgerigte sending. Hy weet God se plan. Hy gaan opvaar na die hemel en hy gaan vir hulle 'n ewige tuiste gereed kry. Want hierdie wêreld kan nie 'n ewige tuiste bied nie. En dan gee hy vir hulle die goeie nuus en die versekering en die belofte. Hy sê, en as ek gegaan het en ek het vir julle plek berei, dan kom ek terug. Dan kom haal ek julle sodat julle kan wees waar ek is. Ouers, dink aan hierdie woorde, ons lees die verhaal, ons ken dit, maar ek wil hê dit moet insink in jou gees vandag. Vers 4 herinner Jesus hulle en hy sê vir hulle, julle ken die weg. Julle weet waartoe ek gaan, julle ken die weg. Want Jesus het tydens sy wandeling met sy disippels, het hy by meer as een geleentheid, het hy gepraat oor sy dood. Hy het gepraat oor sy opstaan, hy het gepraat oor dat hy moet teruggaan na sy vaderhuis. Hy het dit vir hulle verduidelik. Hy herinner hulle daaraan. Maar Thomas se vraag wys vir jou en my dat die disippels op daardie stadium nie regtig alles verstaan het nie. Hulle het met Jesus gewandel, Jesus het met hulle daaroor gepraat. Thomas se vraag wys vir ons, hierdie ouens, hulle verstaan nie alles nie. Want Thomas kom en hy vra, hy sê, Here, hoe weet ons waar u gaan? Hoe ken ons daardie pad? Ons weet nie waartoe u gaan nie. So dit wys vir jou, hulle het nie alles verstaan nie. Dan antwoord Jesus op Thomas se vraag, hierdie bekende gedeelte, hierdie wonderlike, ongelooflike, fantastiese verklaring, waar Jesus sê, ek is die weg, ek is die waarheid, Thomas, en ek is die lewe. En niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Wonderlik. Ouens, kan ek vanoggend met jou praat oor die tema, vrede in 'n tyd van angs en stres. Dis waaroor ek met jou wil praat. Vrede in 'n tyd van angs en stres. Die uitdaging wat ek en jy in die gesig staar, dit waarmee ons te doen het, kan ons vandag vir mekaar kyk en vir mekaar sê, weet julle wat? Ons as mense harte raak vinnig ontsteld. Is ek reg? Kom nou. Ons stres maklik. Kan ek nou maar 'n handjie sien? Ja, myne gaan. Dit gebeur. En dinge gebeur in hierdie lewe en dit gebeur altyd onverwags. Skielik. Skielik die ding, skielik daai ding. Ons leef in 'n wêreld en Morney het in die begin aangehaal, Morney, jy bevestig my woord.
Ons leef in 'n wêreld van konstante ekonomiese onstabiliteit. Ons leef in 'n wêreld van politieke spanning. Ons leef in 'n wêreld van oorloë. Ons leef in 'n wêreld waar mense onder geweldige persoonlike druk verkeer. Daar's heeltyd hierdie druk op jou. En jy weet waarvan ek praat. Angsversteurings, ouens, en uitbrandings is meer algemeen as ooit van tevore. Mense soek na hulpmiddels. Mense is vasgevang in vrees en in stres oor die dag van môre. En ons vra onwillekeurig van tyd tot tyd, wat gaan van ons word? Kyk hoe lyk alles. Dis heeltyd is hierdie ding in jou siege. Hierdie vrees, hierdie angs, hierdie stres. Wat is die teenvoeter wat Jesus bied? Wat is die remedy? Wat is die oplossing? Wat is die antwoord? Wat is die anker wat Jesus bied? Jesus se woorde wat sê, glo in God en glo ook in my. Jy moes nou amen gesê het op daai ene. Gemeente, glo jy in God? Kan ek jou aanmoedig vanmôre om te sê, jy moet aanhou in God glo. In goeie tye is dit maklik, maar wanneer daar 'n krisis en skielik en iets en 'n siekte en dood en 'n ongeluk, dan moet jy aanhou om in God te glo. Dat hy is wie hy sê hy is en hy doen wat hy sê hy doen. Dat hy 'n barmhartige God is en 'n genadige God is en 'n God is wat naby is. En 'n God is wat in staat is om jou te red. Maak nie saak wat jou krisis is nie. Glo in hom. Ouens, ware vrede, hoor mooi, ware vrede hang nie af van stabiele omstandighede nie. Dit sal nooit stabiel in hierdie wêreld wees nie. Dan sluit hulle vredesooreenkoms en 'n skietstilstand en hou dit 2 weke. Dan gaan hulle weer aan. En so gaan dit aan. Daar gaan nooit stabiliteit wees nie. So ware vrede kan nie afhang van stabiele omstandighede nie. Kan nie. Ware vrede hang af van die persoon in wie jy glo. Dis jou antwoord. En dit daag jou en my uit om daagliks ons fokus te skuif weg van die nuusgebeure en ons vertroue te stel op die beloftes van God. Jy moet dit daagliks doen. Ek kyk ook nuus, ek wil weet wat aangaan. Liset sê partykeer, ek kyk nie meer nuus nie, want dit is net slegte nuus. Maar ons is nie naïef nie. Ouens, as ek en jy as kind van God weet, dat daagliks roep die Here ons om ons gedagtes te skuif van al die nuusflitsse en te fokus op die beloftes wat Jesus vir ons gegee het. Dit jou fokus te maak. Ek het 'n rukkie terug 'n boodskap vir jou gebring, het ek gesê, die tema daar was, maar my God. So die nuus kan wat sê? Kind van die Here moet sê, maar my God is in staat om my hierdeur te dra en te verlos. Sing ons die liedjie vanoggend in 'n paar keer. Ons het die ewige lewe. For God so loved the world that he gave us his one and only son to save us. Whoever believes in him will live forever. Weet jy dat jy nie kan sterf nie? Marlene, waar is jy? Weet jy dat jy nie kan sterf nie? Weet jy dit? Ons kan nie sterf nie. Glo jy my? Hulle kyk my so aan. Aardse dood, hierdie pakkie wat moet vergaan, ons mos nie sterf nie. Ons gaan nou daaroor praat. Ons kan nie sterf nie. Whoever believes in him will live forever. So ek wil met jou praat oor hierdie gedagte. Geloof, ouens, is steeds die anker. In jou lewe en in my lewe. Wrede dinge gebeur. Die lewe gebeur. Wat hou jou en my staande? Geloof in God is my anker, waaraan ek vaskleef met alles in my binneste.
kan ek met jou praat oor dat Jesus bied sekuriteit in 'n kultuur van eensaamheid en isolasie. Kom ons praat daaroor. Ouens, dink gou saam met my hieroor. Ten spyte van die era van tegnologie waarin ek en jy leef, die era van tegnologie, alles wat jy wil weet of wil doen of wil uitvind, is 'n knoppie ver. Dit is die era waarin ons leef. En tog beleef die moderne mens, gaan ons deur 'n epidemie van eensaamheid. Jy's geconnect deur sosiale media en op jou foon. Jy's connected. Is daar so 'n woord? Julle hoor wat ek sê? Okay, dis nou, dit is 'n Engelse woordjie, nee, Annetjie. Maar ons is connected en tog is mense eensaam. Dink daaroor. Soveel mense voel dikwels, hulle voel verlate. Hulle voel ongesien. Hulle voel geïsoleerd. En Jesus weet, dis hoe die mens gaan voel. Sy disippels, dink vir 'n oomblik, hulle leier is doodgemaak, verlate. Dan kom Jesus daardie aand en hy gee vir sy disippels hierdie versekering en hy praat ook met jou en my. En wat hy sê is, ek en jy is nie kosmiese weeskinders nie. Ouens, weet jy dit, jy's nie 'n weeskind nie. Ek is nie 'n weeskind nie. Vir hulle wie aan God behoort, is hierdie wêreld waaragtig nie ons finale bestemming nie. Dis nie ons finale bestemming nie. Ons is pelgrims op pad na iets beters, iets groters, iets meer heerlik, iets ewig, stabiel vir altyd. Dis waartoe ons op pad is. Is jy nog op daardie reis? Filippense 3 vers 20, want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as verlosser verwag, die Here Jesus Christus. Dis waartoe ons op pad is. Staan gou saam met my. Trek gou daai bene. Vryf daai hande. Rol die skouers. Is jy reg? Kan jy amen sê so ver? Ek is op my pad hemel toe. Onthou jy daai liedjie? Ek is op my pad hemel toe. Right. Ouens, ons is op pad ergens heen. Ek hoop jy gaan saam. Amen. Jy sit plek neem. Kom ons gaan aan. Nog so 2 punte wat ek vir jou wil noem. Ek wil jou hart bemoedig vanmôre. Ek wil met jou praat oor die absolute waarheid in 'n post-waarheid era. Hier's my 'n belangrike ding en ek dink baie daaroor. Ons leef in 'n era van relativisme. Alles is relatief. Dis waarin ons leef. Gaan luister die media daar buite. Ouens, dit beteken elke persoon maak sy eie waarheid op. Dis die era waarin ons leef. Ek mag nie vir jou iets sê nie. Mag jy nie teregwys nie. Ek mag nie vir jou sê jy's verkeerd nie. Ek mag nie, want jou waarheid is jou waarheid en my waarheid is my waarheid. En wat vir jou werk is fine en wat vir my werk is fine. If it works for you, it's fine. So 'n ander ou besluit, sy waarheid is, daar's niks meer verkeerd om by my huis in te breek nie. Verstaan jy? Dis 'n belaglike argument. Maar die wêreld sê, daar's geen waarheid, daar's geen absolute waarheid nie. Gaan kyk na die media, gaan lees die berigte. Die wêreld sê, daar's geen waarheid nie. Elke ou maak sy eie waarheid op. Dis die era waarin ons leef. Kom ek sê vir jou, wie wat het ons gedoen? Wie wat het ons beland as moderne mens? Vandag, in hierdie enige waarheid is waarheid. Ons is nou op 'n plek, ouens, kan ek vir jou sê, dat die moderne mens kan nie meer onderskei tussen waarheid en valsheid nie. Die lyn word al hoe dunner. Jy kyk na 'n YouTube, ek sien dit, die YouTube en die videoetjies wat mense aanstuur. Hulle val vir die grap. Hulle kan nie sien dis fake news, popnuus nie. Hulle kan nie sien dis kunsmatige intelligensie gemanipuleerde nuus nie.
Ons kan nie meer onderskei tussen wat is waaragtig die waarheid en wat is nie die waarheid nie. Jy kan niks glo nie. 'n rapport, wat ook al. Dis waar ons gekom het in hierdie lewe. Ons in ons slimheid om te sê daar's geen waarheid nie, is nou op 'n plek wat ons glad nie meer weet wat die waarheid is nie. Dink daaroor, dink saam met my daaroor. En nou kom Jesus en hy stel die standaard. Hoor nou mooi. Hoor nou hoe belangrik is God se Jesus se woorde, God se woorde. Hy sê ek is die waarheid. Ek is die waarheid. Punt. Waarheid is nie 'n oop stel reëls nie, ouens. Waarheid is nie 'n filosofie nie. Waarheid is 'n persoon. Jesus Christus. Dis waarheid. Dank God vir dit. So in 'n wêreld vol veranderlike menslike opinies, want mense verander hulle opinies soos wat die wind waai. Alles verander, elke opinie verander. In 'n wêreld waar alles verander, ouens, is Jesus Christus ons morele en geestelike kompas. Dis die waarheid. Pieter, wat is die waarheid? Jesus Christus, ek is die waarheid. Hy is die waarheid. Waarheid is 'n persoon, nie 'n filosofie of 'n opinie nie. En dan kom hy en dan sê Jesus, ek is die weg. Hy sê nie ek is die gids nie. Jesus is nie die gids wat die pad aandui nie. Hy is die pad. Sonder hom is daar geen roete na God toe nie. Hy is die roete. Die nuwe lewende weg waarop ek en jy wandel. Verstaan jy hierdie uitsprake is goddelike uitsprake. Vir mense deur al die eeue heen, vir die disippels wat hulle hele lewe gaan in chaos verander. En Jesus gee vir hulle hierdie anker om aan vas te hou. En soveel jare later vir jou en my wat in 'n totale veranderende wêreld leef, het ons steeds 'n anker om aan vas te hou. En 'n waarheid om aan vas te hou. Jy hoef nie te sukkel nie. Volg Jesus. Dan is jy op die regte pad en dan volg jy die waarheid. Om ek praat met julle oor hoop. Te midde van vrees vir die dood. Ouens, kom ek sê dit vir mekaar. Sê dit vir jou. Almal van ons hier het 'n mate van vrees vir die dood. Ons het nie 'n death wish nie. Ek wens nie om dood te gaan nie. Maar as mens het jy tog hierdie onsekerheid, die angs rondom dood. Die lewe is broos. Ek hoef jou niks daarvan te vertel nie. Siekte, rampe, krisis. Dinge wat jou hart ontstel gebeur in hierdie lewe. En hier is my die wonderlike ding, eintlik nie die wonder, die interessante ding, dis die woord wat ek wil soek, die interessante ding, die moderne mens probeer alles in sy vermoë om vir ewig te lewe, om veroudering teen te werk. Het julle dit al gehoor? Ek kyk nou die dag 'n dokumentêr. Ouers, daar's 'n persoon, hy's 'n baie ryk persoon, baie ryk persoon, so hy het al die geld in die wêreld en sy missie is om veroudering teen te werk. Het julle dit gesien? Hy's so bleek soos 'n spook in elk geval. Maar as hy die oggend opstaan, ouens, ek kyk die dokumentêr, as hy opstaan, die heel eerste ding, dan is daar 'n spesiale lig in sy badkamer en hy gaan staan voor die lig om nou hierdie strale, die eerste straal op die veld te kry. En as hy slaap, is daar 'n bril op met sulke rooi infra, weet wat ook al. En hy drink omtrent 800 pille in die dag. En dit is hierdie ding en dit is daai ding. Die vel word gemonitor. Al die tegnologie in die wêreld, ek het 'n surprise vir jou. God se woord sê die mens is bestem om eendag te sterwe, daarna die oordeel. Ouens, ons gaan nie in hierdie vorm vir ewig leef nie. Want hierdie liggaam is gekoppel aan 'n sondige wêreld. As Jesus vertoef om te kom, gaan almal van ons wat hier sit nog sterf. Fisies, julle hoor nou wat ek sê. Ek het nou gesê ons leef vir ewig, maar julle verstaan hierdie bestel. So ons het hierdie ding oor die dood. En nou kom Jesus en hy sê vir sy disippels, ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan het, dan kom ek terug. En dan kom haal ek julle, dat julle kan wees waar ek is.
Here, maar ek het intussen tyd dood gegaan. Julle hoor? So hierdie woorde van Jesus gee vir jou en my 'n nuwe blik en 'n nuwe perspektief op die graf. Dat die dood van 'n kind van God is waaragtig nie die einde nie. Dis die einde van ellende en smart. Dis die begin van 'n ewige heerlikheid saam met God. Die dood ontsluit die hemel se woning. Dis jou sleutel tot die ewigheid. En as jy so daaraan dink, ouens, dan sê ek nie, jy gaan gelukkig wees wanneer jou familie sterf nie. Nee, ons bly emosie, ons bly mens. Jy gaan trane huil, maar vraggies, ons huil anders. Ander soorte trane. Nie sonder hoop nie. Maar jy's hartseer want jy die persoon verloor, ek verstaan dit. Maar as ons nog die goed kan vashou, Jesus gee vir sy disippels 'n anker. Daardie aand, en hy sê, glo in God, glo ook in my. En ek gaan vir julle plek berei, as ek gaan en kom haal ek julle, en julle sal weet waar ek is. Hierdie wêreld is daar onstabiliteit, daar's ellende, hartseer en pyn, maar dit eindig nie hier nie. Ek berei vir jou 'n ewige heerlikheid voor. En as jy dit kan verstaan en kan snap en in jou hart kan vasmaak, sal jy in jou grootste krisis staande bly en aanhou glo in God. Wat doen mense wat God nie ken nie? Wat doen mense wat nie 'n anker het nie? Hulle lewe val uit mekaar uit, letterlik. Ek wil afsluit met 'n laaste gedagte, ouens. Voor ek dit kom, ek lees gou vir hierdie vers 18 van daai selfe hoofstuk. Jesus sê, ek sal julle nie as wese agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Sê vir die persoon langs jou, Jesus kom weer. Julle is maar baie stil. As jy opgewonde daaroor, Jesus kom weer. Ek glo dit met my hele hart. En ek hou daaraan vas. Kom ons sluit af. 'n Laaste gedagte. Ek lees vir jou verder nou in daai hoofstuk. Ons het hoofstuk Johannes 14 vers 1 tot vers 6 gelees. Kom ek lees vir jou verder. Kom ek lees vir jou vers 16. Vers 16 sê Jesus vir hulle in dieselfde gesprek. Hy sê, ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Jesus sê, ek gaan nou weg, ek gaan vir julle weggeneem word, maar gaan die Vader bid, hy gaan vir julle 'n ander trooster, een in my plek stuur, terwyl ek weg is, stuur ek vir julle 'n ander trooster. Hy het net hier gesê in vers 18, ek laat julle nie as wese agter nie. En dan vers 26 van hy selfe hoofstuk, maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Hoor nou, vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Jesus sê, ek gaan weg. Maar ek gaan die Vader bid, ek gaan iemand in my plek stuur, trooster. Laat julle hart nie ontsteld wees, laat julle nie bang wees nie. My vrede, waarna almal op hierdie aarde soek, ek soek vrede, gee ek vir julle, ek laat dit na. Maar ek gee vir julle vrede, nie soos hierdie wêreld nie. Weet wat sê Jesus daar? My teenwoordigheid, terwyl ek weggaan, niks verander nie. Want ek gaan net so naby aan jou wees, soos wat ek nou aan julle was, deur die inwoning van die Heilige Gees. God se teenwoordigheid in jou en my, gee vir ons vrede. Vrede is 'n persoon. Waarheid is 'n persoon. En as jy met God 'n intieme verhouding het, waar jy jou hele lewe met hom deel, dan ontdek jy hierdie vrede. Ouens, dis hoekom party mense, die lewe kan rondom hulle in mekaar val, maar hulle staan vas, want hier is hierdie innerlike vrede, dis hierdie anker wat ek en jy het. Dank God vir daardie gesprek, daai aand met sy disippels,
En daardie woorde wat op jou en my van toepassing is in 'n wêreld waar ons leef. Waar ons stres die oorhand kry, waarin vrees die oorhand kry. Waar mense nie weet hoe om die goed te hanteer nie, het die Here daardie tyd al vir ons 'n antwoord gegee. Glo in God, glo ook in my. En dan die wonderlike belofte van waarmee hy besig is. En dan die belofte van ek woon in julle. En dis die vrede wat ek vir julle gee. Gemeente, kan ek en jy vashou aan die waarheid? Kan ons vashou aan hierdie vrede? Kan ons verhouding met die Here koester? Meer en meer en meer en meer en meer. Kan ons dit doen? Amen. Sal jy oplet in jou verhouding met die Here? Sal jy nader aan hom groei? Sal jy meer met hom praat oor alles wat in jou lewe aangaan, die goed en die sleg? Sal jy ontdek hierdie vrede wat jy het? Maak nie saak wat daar buite gebeur nie. Ons het geen beheer oor dit nie. En daar's beloftes waaraan ek en jy kan vashou. Ek gaan op julle plek te berei. En as ek gegaan het, kom ek terug en ek kom haal julle. Relax. My taal. Ons sê iemand daai, nee. Ontspan. Wees rustig. En dan gaan ek die trooster stuur. En hy gaan in julle woon. En alles wat ek met julle gedeel het, julle herinner. En dis my vrede. My teenwoordigheid is jou vrede. Maak my opgewonde. Kom nou op die bank spring. Kom staan op saam met my. Ek het klaar gepreek. As jy nog 'n derde keer. Hoe meer die Heilige Gees jou hart beslaan, hoe meer spasie, ek wil dit prakties uitdruk, hoe meer spasie God in jou hart opneem, hoe minder spasie vir stres en angs en vrees. As daar te veel vrees is en te veel stres, dan is daar te min God in jou. Ek wil nou nie ligtelik stel, maar julle hoor nou, is prakties. Hoe meer God my hart en lewe beslaan, hoe minder plek is daar vir stres en vrees. Kom aan kind van God, tel jou skouer op, jou kop op, lig jou skouers op. Ons kyk die lewe vierkantig in die oë. Ons weet nie wat die dag van môre inhou nie. Ons weet nie. In hierdie week het ons 'n tragedie beleef van gemeentelede wat hier was, wat moes afskeid neem. Die goed gebeur, ouens. En ons gaan dit nie verander nie in hierdie wêreld nie. En die Here het ook nie gesê, as jy my aanneem, is dit net maanskyn en rose nie. Hy het nie, inteendeel het gesê, julle gaan verdrukking ly, julle gaan swaar kry, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Jy sien, al die ankers, al die beloftes in God se woord is jou anker. Waar jy moet vashou en jy moet besluit, glo jy in dit of glo jy nie meer in dit nie. Ek glo in dit meer en meer en meer en meer. Elke dag glo ek in dit. Here, dis wat my staande hou. Maak seker jou lewe behoort aan God. Jou hand is in sy hand. Bring jou verklaring. Wanneer jy jou behoefte, ons het gepraat oor Dawid, die psalms, nee, wat hy gesê het, Dawid was eerlik met God. Hy sê, Here, ek sien moeilikheid, ek sukkel. Maar in dieselfde asem sê hy, maar my God. Dis hoe ek en jy moet leef. Maar ons bly mens en jy bly kwesbaar en jy kan verwoord, maar in dieselfde asem sê jy, Here, ek glo in God en ek glo in Jesus Christus en ek glo in sy verlossingsplan en ek glo hy is besig om my plek te berei en ek glo hy kom weer, Here. En ek gaan vir ewig wees waar hy is. Intussen, Here, het u Heilige Gees in my geplaas. Dankie Heilige Gees dat ek hierdie dag kan vat en hierdie dag kan aanpak. Just like, nou moet jy ou langs jou druk gee of iets doen. Kom.